Sê Jesus, vandag gee ek my lewe vir U. Vandag vra ek dat U my sal vergewe van al my sonde. Jammer Here, van vandag af gee ek my lewe vir U. Ek verklaar, Jesus, U is die Seun van God. U is die koning van my lewe. Ek gee U my lewe. Kom asseblief, doen met my lewe wat U met my lewe wil doen. Van vandag af is ek vry van verslawing. Lekker Beaufort wees, hoe gaan dit met julle vanmiddag? Woe! Hoor hierso, dit is allemaal hier, die dinge ruk en skit hierso op hierdie veld vanmiddag. Hoor jy, ek dank die Here die skade wees hoor. Amen. Hoor hierso, dit is so lekker om hier te wees. Julle kan maar daai klavier vir my so 'n bietjie stillerig hou. Ek wil net so 'n bietjie naby aan die mense kom. Hoor hierso, kan ons die Here net 'n lekker handeklap gee vanmiddag. Wie hierso het 'n lekker tyd sover? Kom op, Beaufort Wes, weet jy, dis jou tyd nou. Hierdie is jou uur. Hierdie is hierdie dorp se uur. Dis hoekom ons hierso is. Sê my, die mense vertel my, daar is nog nie so styds in Beaufort Wes nie. Is dit waar? Huh? Ja, maar dan moet julle ons weet, iets is besig om te broei. Iets is besig om te broei. Die Here is besig om iets te doen. Hoor hierso, dis vir ons lekker om hier te wees. My naam is Marcel. My vrou se naam is ook Marcel. Come on, dan moet die Here ons lewe as dit so gebeur, né? Sy is definitief die slim een en ek sien mooi een. Nee, ek dink julle het al gesien, ek jok nou, sy is die mooi een. Hoor hierso, dis vir my so lekker om hier by julle te wees. Dis vir ons almal so lekker om hier te wees. Dis 'n voorreg vir ons harte. Alles wat ons doen is vir die Here. Alles wat julle vandag al so ver gesien het, wat julle gebeur het, al die mense wat al vir ons is nou al 2 keer hier gewees, is ons 3de keer terug. Wie was al by 'n Wildfire Festival? Kan ek gou vandag sien? Ek wil vir jou sê, hierdie is die belangrikste deel van die dag is wat nou gaan gebeur. Ek gaan julle nie lank besig hou nie, maar ek wil hê jy moet weet, hierdie is jou oomblik, hierdie is die tyd wat die Here jou gaan ontmoet. Hierdie is net vir jou en mekaar gesit. Ek wil elke pastoor, elke kerk, elke alles, almal wat leef en bewe, wil ek sommer net verwelkom hier by ons en vir julle sê ons is lief vir julle. Ons waardeer julle, ons gee om vir julle en dis hoekom ons hier is. Amen. Voordat ek begin, kom ons gee net nog een lekker handeklap vir die Here. Jy sien, as dit nie vir hom was nie, was ek hier nie. As dit nie vir hom was nie, was jy nie hier nie. Amen. So ons almal het iets in gemeen. Ons het hom in gemeen. En ek wil vir jou sê vandag, dat dit wat hier gebeur is nie per ongeluk nie. Ons het nie net eendag gelê, daar op 'n bed, toe dink ek, Jesus, wat is 'n lekker ding om te doen? Kom ons gaan doen iets daar in Beaufort Wes. Dit gaan nie gebeur nie, dis hoe dit gebeur het nie. Die Here het 'n afspraak met hierdie dorp. Daar's herlewing besig om te gebeur in die wêreld. Die gees van die Here is besig om te beweeg. Daar's 'n beweging onder mense in die wêreld in Suid-Afrika. Daar's iets besig om te gebeur en ek is hier vanmiddag om vir jou te sê, jy moet dit nie mis nie. Die Here is op pad terug. Daar's al die tekens is besig om ons te gebeur. En ek wil vir jou sê, as jy vir 'n paar minute kan fokus. Het julle almal al ietsie geëet? Is almal ietsie in die maag? Wie het nog iets geëet nie? Nee man, dit kan nie wees nie. Nee man, dan jy mos nie daar gevat nie. Aua. Daar moet nog iets wees, as jy nog nie geëet het, dan gaan hulle vir jou kos gee. Ek wil vir jou sê, dat alles wat jy hierso sien, wat hier gebeur, het die Here voorbetaal. Hy het alles voorsien vir jou, om vir jou te sê dat hy dink aan jou. Die tyd vir Beaufort Wes is nou. Daar's nie 'n môre of 'n later nie. Die tyd van die Here, dit sy plan wat hy het vir Beaufort Wes is besig. Na hierdie week is dit in werking, dis in plek, dis in volstoom beweging. En ek wil vir jou sê, die antwoord vir hierdie dorp sit reg voor my. Die antwoord vir wat in Suid-Afrika aangaan, sit reg voor my. Jy is die antwoord. Sê vir jou buurman, jy is die antwoord.
Dan sê jy vir hom, hoekom wag jy? Dan sê jy vir hom, waarvoor wag jy? Jy moenie meer wag nie. Die Bybel, die evangelie, die Bybel, die woord van God is vir jou en vir my dieselfde. Ons almal het hierdie boek. Ons almal het hierdie Bybel. Die Bybel is reguit. Die Bybel lieg nie. Hy is nie onduidelik nie. Die Bybel sê wat hy sê. En ons lewe in 'n tyd wat mense weer gaan begin sê en preek en verduidelik wat die Bybel sê. Nee, nie wat hulle dink nie. So vandag gaan jy nie hoor wat ek dink nie. Vandag gaan jy hoor wat die Bybel sê. So ons is hierso op 'n opdrag van die Here af om die evangelie, die woord vir jou te bring, maar so ook wil ek vir jou kom sê dat na hierdie naweek gaan goed in jou lewe begin gebeur wat dalk nog nooit gebeur het nie. Jy sit hierso, jy het al dalk die Here aangeneem. Jy sit hierso, jy dink jy het hom al ervaar, maar ek wil vir jou sê, na vandag, môre en Saterdag gaan daar iets anders in jou lewe begin gebeur. Goed gaan met jou begin gebeur wat jy nooit gedink het moontlik is nie. Die rede hoekom ek dit kan sê, is want dieselfde ding het met my gebeur. Baie jare terug, toe ek in so 'n plek, net soos wat julle sit, toe daar ou lief was vir my om te skree, die evangelie te verkondig met sy hele lewe, en ek steek my hand op en ek sê, Here, as U dit met daai ou kan doen, dan kan U dit met my ook doen. Het jy geweet, weet jy dat vandag, as jy besluit om jou ontmoeting met die Here ernstig op te neem, dat hy jou kan vat van waar jy nou is, en hy kan jou voete tussen konings sit, want dis wat die Bybel sê. Hy sê, hy vat jou uit die stof uit, hy vat jou uit die modder uit, hy maak jou skoon, en hy sit jou voete tussen konings, hy sit jou voete op plekke waar jy nooit gedink het moontlik is nie. Jy sien, dis wat nodig is in hierdie tyd waarin ons nou lewe. Ons lewe in 'n tyd dat ons nodig het om te weet, dat die woord en die evangelie, die woord van God, is presies, en hy doen presies wat hy gesê het hy doen. Jy sien, die Bybel sê, that the word of our God, the grass withers and the flower fades. Die blomme verlep, maar die woord van God sal vir ewig staan. Jy sien, die woord van God is 'n kragtige ding. Hierdie woord sal jou lewe verander as jy hom ernstig opvat vanmiddag. As jy vir die volgende 3 dae vir jouself kan sê, ek is vir een ding, het ek in sig vir Saterdagmiddag, is dat ek hierdie woord gaan vat. Elke ding wat gesê word, gaan ek hart toe vat. Dan gaan ek die Bybel vat in die aand, dan gaan ek hom lees, dan gaan ek kyk wat hy sê, en dan gaan ek hierdie Bybel nog lees, en dan gaan ek bid, en dan gaan ek lees, en dan gaan ek bid, en dan gaan ek die Here vat op sy woord, nee. Alles in jou lewe gaan verander, is as jy hierdie Bybel vat, en jy begin doen wat hy vir jou sê jy moet doen. Jy sien, maar ons lees hierdie Bybel partykeer asof hy 'n storieboek is. Ons lees hom gou-gou vinnig 1 versie in die oggend. En dan gaan ons uit en dink ons, die Here moet net gou-gou alles vir ons doen. Amen. Wie hierso lees elke dag sy Bybel? Steek jou hand op. Verstaan ons? Verstaan ons nou wat ek sê? Praat ons dieselfde taal? Ek seker ons praat ons die hemelse taal nou. Amen. Ons praat die regte taal nou. So, wat ek vir jou vandag met jou gaan deel, en hoekom ons hierso is 100% om die evangelie te verkondig. Alles wat ons doen, dit wat jy geëet het, al hierdie nice gifts wat hierso is, wie hierso het al 'n gift gekry? Ons 'n paar. Weet jy dat al hierdie goed gaan eendag breek? Al hierdie goed het 'n vervaldatum op. Hy gaan nie vir ewig hou nie. Daai TV, daai motorfiets, elke ding wat al weggegee is, grocery vouchers, die kos, jy het nou net daai worsbroodjie geëet, jy seker al klaar weer honger. Nee. Dis mos hoe dit werk. Nou, dis hoe dit werk in die wêreld. Is elke ding het 'n vervaldatum, maar daar's net een ding wat nooit sal vergaan nie. Daar's net een ding wat vir altyd jou sal hou. Daar's net een ding wat jou kan red en jou kan vat van waar jy nou is en jou voete en jou lewe op 'n heeltemal ander plek sit.
Daar's net een persoon wat jy jou lewe voor kan gee, wat jou lewe sal verander vir altyd. En sy naam is Jesus Christus. En hierdie is die woord van God. Ek praat nie nou van enige ander God nie. Ek praat van die almagtige God, die enigste God. Sy seun is Jesus Christus en hy het die Heilige Gees vir ons gegee. Dis die woord wat ek bedien vandag. Ek praat nie van enige ander geloof nie. Die Bybel sê daar's een pad na die Vader toe en dis deur Jesus Christus sy seun. Daar's nie ander paaie nie. Daar's een pad, daar's een God, daar's een seun, daar's een Heilige Gees en dis waar ons gaan praat vir die volgende 3 dae. Is dit oukei met julle? Ek wil vir jou sê, jy sit hier so vandag en jy klomp goed wat in jou lewe aangaan. Jy sit hier so, jy kyk my so en jy sê, maar jy weet nie waartoe ek gaan nie. Jy weet nie wat met my gebeur het nie. Jy weet nie wat in my lewe aangaan nie. Jy weet nie wat het daai ou aan my gedoen nie. Jy weet nie dat ek die kos in my huis het nie. Jy's 100% reg, ek weet dit nie. Maar God weet dit. God weet presies wat jou naam is. Hy ken jou naam, hy ken jou oogkleur. Hy ken die hoeveelheid hare op jou kop. Hy weet hoe jy dink daar waar jy nou sit. Ek kan dit dalk nie hoor nie, maar hy hoor elke gedagte. Jy sien nie hy's hier so vanmiddag. Want jy sien een van die skrifte wat ons bediening opbou is Lukas 14:12. En hy sê daarso, wanneer jy 'n feesmaal vir mense opsit, dan gaan jy uit, dan gaan nooi jy almal, die krepeles, die honger is, die armes, die ouens wat moeg is, hulle wat nie hoop het nie, hulle wat in dwelms is, hulle wat nie meer weet wat om hulle aangaan nie. Jy gaan nooi hulle almal. Dan gee jy vir hulle hierdie feesmaal en dan stel jy hulle voor aan die eregas. Sy naam is Jesus Christus. Hy's die een. Hy's die een waar dit gaan vandag. Hy sê een, hoekom hierdie stage hier is, hoekom die ligte hier is, die kameras hier is, dis alles vir Jesus Christus. Dis alles vir die woord van God. Dis alles vir jou, want hy het 'n plan met jou. Weet jy vandag, dat die Here het 'n plan met jou lewe? Jy dink jy's hier in Beaufort Wes, jy weet nie wat aangaan nie, jy weet nie wat sy plan oor jou lewe is nie. Ek wil vir jou sê, hy het nie enige plan met jou lewe nie. Hy het 'n spesifieke plan met jou lewe. Ken julle daai woord spesifiek? Ken julle die woord strategies? God is 'n strategiese God. Hy's 'n spesifieke God. Hy het jou gemaak soos wat hy jou wou gehad het. Jy's nie per ongeluk nie. Jy's nie 'n fout nie. Jy het nie net hier opgedaag nie. Jy's nie net jy lyk nie net soos wat jy lyk omdat jy so lyk nie. Jy lyk so omdat God jou so gemaak het. Weet jy as hy na jou kyk, smile hy. Weet jy as hy na jou kyk hy anders na jou as wat mense na jou kyk. As ek na jou kyk en dink ek, hier is klomp mooi mense wat hier voor my sit. Waar in jou lewe het jy al sulke mooi mense gesien? Dit is wat ek dink. Nou wat dink julle dink God as hy na julle kyk? Jy sien ek hoor al hierdie goed van Beaufort Wes. Dis nou die een plek waar al die goed wat verkeerd is gebeur hierso. Alles gaan nie deur, almal is kwaad, almal veg die heeltyd. Maar ek wil vir jou sê, ons is hierso hierdie week om daai duiwel se nek af te sny, wat besig is om by julle te steel, wat besig is om by julle kinders te steel, wat besig is om in jou lewe te steel. Jy sien ek het vrees vir een, en dis die almagtige God, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is die enigste een wat ons vrees voor het. Die duiwel en almal wat agter hom aan is. Dis hoekom God gekom het en gedoen het wat hy gedoen het deur Jesus Christus. Dis hoekom hy op die kruis gesterf het. Is sodat jy kan ophou lewe asof die duiwel lastig is. Hoeveel van julle het al daai gehoor? Is die duiwel karring nie. Hy's lastig. Hy pla my. Van wanneer af werk dit so? Daai ding moet wakker word in die oggend. Dan moet hy vir die demone sê, hey, daai mense daar in Beaufort Wes is wakker. Ons het moeilikheid vandag. Want jy moet weet wie jy is. Dis tyd vir die mense van God. Dis tyd vir die mense van Beaufort Wes om weer te besef wie God hulle gemaak het. Jy's nie 'n per ongeluk nie. Jy's nie 'n miskien of 'n dalk nie. Jy's 'n 100% perfekte mens wat God geskaap het met 'n plan vir jou lewe in plek. Dis hoekom dit gaan soos wat dit gaan. Die duiwel weet een ding. As hy kan as sy loetjies getrek is in Beaufort Wes, as gevolg van die mense wat weer besef wie hulle is en wie hulle God is. Jy sien die Bybel sê, He is my God. Is hy jou God vandag? Of is hy 'n God vir jou? Is hy jou God? Ken jy jou God? Ken jy die een wat vir jou veg? Weet julle dat jy vir God kan ken
julle dat julle sy stem moet ken? Die Bybel sê my skape ken my stem. Jy sien ons een manier wat hierdie dorp gaan verander. En dis as gevolg van julle almal wat hier voor my sit. Ons kom om iets te aktiveer. Ons kom om iets in jou wakker te maak. Dis wat herlewing is. As jy op daai gazebo sien, dan staan daar revive, restore en reform. Dit beteken, ons maak wakker, wat slapend is in mense, want as dit wat binne in jou is, wat God daar gesit het, wakker word, dan gaan die duiwel begin bang raak. Dan gaan die mense begin wonder, hoorie, maar daai ou was laasweek, hy verkoop dwelms, hy stikkend, hy vrot, hy's moeg. Maar hier sou jy miskien na hierdie week, kyk wat het met hom gebeur. Hy staan op elke straathoek, en hy skree op mense van die Here. Hy gil oor hulle, hy sê, het jy hierdie God al ontmoet? Het jy hom al gesien? Hy het my kom red, hy het my vrygemaak, hy het my skoon gemaak, hy het my lewe verander. Jy sien, ek was ook in dwelms vasgevang. Ek was ook in die ergste van die ergste goed vasgevang. Ek was die rede hoekom het so gaan in Beaufort Wes en baie dorpe. Maar die Here is goed. Die Here het 'n plan. Ek wil vir jou sê, my broer, my suster, jy sit hier so vandag, en jy weet dat jy weet, dis tyd vir jou, om 'n besluit te maak in jou lewe, want die Bybel, die kruis van Jesus Christus, het tot voor jou gekom. Daar was 'n tyd in my lewe, wat hoor hierso, kyk ek weet hier's 'n paar rowwe ouens hier in Beaufort, maar ek sou saam met julle gehardloop het. Maar jy sien, as die Heilige Gees, as God op jou, in jou lewe opdaag, as die bloed van Jesus jou skoon was, en jy besef, wie hierdie God is, wat jou gemaak het, en wat sy plan met jou lewe is, sal jy nie meer aangaan soos wat jy aangaan nie. Jy kan nie meer lewe soos wat jy lewe nie. Ek wil vir jou sê, vandag is jou dag, wat jy 'n besluit moet maak, dat jy sê, ek trek die streep in die sand, ek trek, hier's letterlik net sand. Dis 'n grappie. Ek wou sê, hier's gras, maar jy trek die streep in die sand. Wat jy moet sê, genoeg is genoeg. Ek gaan nie meer so lewe nie. Ek gaan nie meer so aangaan nie. Ek gaan nie meer laat die duiwel by my steel nie. Ek gaan nie meer laat hy my kinders so verwoes nie. Laat hy so met die vrouens mors nie. Laat hy so met die mans mors nie. Weet jy, dat jy is die antwoord. Ons almal is op 'n pad iewers heen. Ons almal is op die pad. Daar's 'n man in die Bybel, sy naam was Saulus. Ons noem hom Paulus. Hy was op die pad. En ek gaan bietjie met julle deel daaroor. Hy was op die pad na Damaskus toe. Ons almal is op 'n pad iewers heen. Julle almal wat hier sit. My span, die volonteërs, die kerke, elke liewe mens wat voor my sit, is besig om op 'n pad te loop vandag. Jy's op pad iewers heen. Maar jy het 'n keuse om te maak. Is hoe lyk daai pad? Hoe lyk dit waarna toe jy op pad is? Ek gaan nou vir julle lees wat Paulus gedoen het. Toe was hy nog Saulus. Was hy op hierdie pad. Hy het in God se naam, het hy mense vervolg wat die Here dien. Het hy kinders van die Here vervolg. In God se naam. Jy stap hier so, jy sit hier so vanmiddag. Jy's dalk in dooie godsdiens vasgevang. Jy's dalk net heeltemal verlore. Jy het nog nie jou lewe vir die Here gegee nie. Jy het nog nooit jou hart vir hom gegee nie. Jy het nog nooit sy krag in jou lewe toegelaat nie. Maar ek wil vir jou sê, jy's op daai pad. Geen nie om waantoe daai pad gaan vandag nie, jy is op hom. Ons almal is op 'n pad. Ek was op 'n pad, maar ek was besig met elke liewe ding wat verkeerd was. En elke liewe ding, die Here het so baie keer my lewe gered. Hoeveel van julle sit hierso? Die Here het jou lewe al so baie keer gespaar. Jy moes al soveel keer dood gewees het, maar jy sit vandag hierso. En die feit dat jy hier sit vandag sê vir jou, God het 'n plan vir jou lewe. Die Here het 'n plan met jou lewe. God het vir 'n rede vir Jesus Christus na die kruis toe gestuur, sodat hy vir jou kan doodgaan. God het vir 'n rede hierdie goed gedoen. En ek wil vir jou sê, as jy vandag gaan vat, wat ek vir jou sê, en jy gaan dit in jou lewe lewendig maak, gaan hierdie veld môre verdubbel. En dan gaan hy Saterdag weer verdubbel. Want jy sien, ons kan alles doen wat ons doen, maar die antwoord is by jou.
Die antwoord is dat jy vir die een langs jou weer begin lief wees. Die antwoord is dat jy vir daai ou wat by jou gesteel het, daai ou wat jou verkrag het, daai man wat aan jou gedoen het, wat hy nie moes gedoen het nie. Daai antwoord is dat God in jou lewe kan inkom vandag en jy kan weer in jou hart kry om begin te vergewe, om vir kind jou hart skoon te maak, om te sê, Here, ek glo dat U weer 'n plan met my lewe het. Ek glo dat U my kan gebruik. Ek kies om my ou te vergewe. Jy sien, as jy dit begin doen, gaan ewe skielik daar iets gebeur in hierdie dorp. Jy mag dalk dink, hoekom praat hierdie ou so hard, want ek kan nie anders praat nie. As ek oor die Here praat, is hoe ek praat. Want ek sê jou een ding, as iemand nie vir jou gaan veg nie, wie gaan vir jou veg? Dis wat ons hier doen, ons kom veg vir julle. Ons kom veg vir jou hart, ons kom veg vir jou lewe, ons kom veg vir jou siel, ons kom veg om vir jou te sê, dat jy is die antwoord. Hou op wag. Hou op wag vir almal om iets vir jou te doen. Hou op wag om vir iemand anders om die antwoord te wees. Jy is die antwoord. Jy is die oplossing. Weet jy as jy uitstap vanaand, met die krag van die Here op jou, met sy Heilige Gees binne in jou, net soos by die put van Samaria, nê? Toe daai vrou by Jesus kom, en die Here praat met haar, en hy vertel haar sondes, en hy vergewe haar, en hy wys haar sy liefde. Toe gaan sy uit. Toe wat doen sy? Toe kry sy daai Here dorp gered. Toe raak sy die evangelis van die uur. Een ontmoeting met Jesus Christus. Een ontmoeting met Jesus Christus. Een ontmoeting met sy krag sal alles in jou lewe oplos. As jy vasgevang is in dwelms vanmiddag, as jy hier sit en jy sukkel met alkohol, jy sukkel met dwelms, die Here gaan jou vrymaak vandag. Hy gaan van julle vrymaak soos wat julle daar sit, soos wat julle luister na die woord van God, gaan hy jou vrymaak in jou sitplek. Kan ek gou vir jou 'n bietjie lees? Kan ons gou 'n bietjie Bybel lees? Ek wou hom op bo gesit het, maar ek het niks om hom op te sit nie. So nou gaan ek hom hierso lees. Ek lees vir uit Handelinge 9 uit, ek wil gou vir jou lees oor Paulus, is dit reg? Ek wil hê jy moet een ding besef vanmiddag, ons is hier tot Saterdag toe. Die Here gaan besig wees in baie van julle se lewens, om te begin bou. Daar's 'n nuwe werke wat in jou lewe gaan vanaand. Van vanaand af gaan daar nuwe dinge in jou hart begin gebeur. Daar gaan nuwe goed in jou gedagtes begin gebeur. Die Here gaan jou aanraak vandag. Ons gaan vir siekes bid. Ons gaan vir hulle bid wat nodig het dat die Here hulle genees. En die Here gaan jou aanraak. Soos wat hy oral vir ons gaan, mense aanraak. Mense se lewens verander vir altyd. Weet jy dat dit jou kans is? Dat jy nie die geleentheid moet laat verbygaan nie. Besef jy dit vandag? Hoor wat sê hy so? Hy sê intussen het Saulus met elke asemtuig dreigemente uitgespreek. Hy wou die volgelinge van die Here doodmaak en het daarom na die hoofpriester toe gegaan. Hy het die briewe van hom aan die sinagoge in Damaskus gevra, waarin hulle versoek word om hom te help, om die wat aan die pad behoort, wat nou die mense is, die Christene is, mans en vroue, op te spoor en hulle gebooie na Jerusalem toe te bring. Toe hy op sy sending na Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel hom omstraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem gehoor vir hom sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Wie is jy, Here? Het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Staan nou op en gaan na die stad. Daar sal vir jou gesê word wat jy te doen staan. Die man saam met hom was sprakeloos en verbaas, want hulle het iemand gehoor, 'n stem gehoor, maar hulle het niemand gesien nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het in Damaskus, terwyl sy reisgenote hom aan die hand lei, het hulle in Damaskus ingegaan. Hy was 3 dae lank daar sonder om te sien en hy het ook niks geëet of gedrink nie. Daar was 'n gelowige in Damaskus met die naam van Ananias. Die Here het vir hom gesê in 'n gesig, gaan, het hom aangeroep en gesê, en hy sê toe, ja Here, het hy geantwoord. Daarom sê die Here vir hom, gaan nou reguit na die Reguitstraat toe, na Judas se huis toe, vra daar vir Saulus,
van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in 'n gesig laat sien, dat 'n man met die naam Ananias inkom en sy hande op hom sit, sodat hy weer sy gesig kan terugkry, sy sig. Maar Ananias het geantwoord, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, watter kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het. Hou julle van die woord van God? Hoor eens wat sê, hy sê, en ons hoor, hy het 'n mandaat van die priester van die hoofde af om die gelowiges in Damaskus te arresteer. Die Here het egter vir hom gesê, gaan doen wat ek vir jou sê, want ek het Saulus van my as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na die volke en die konings toe en van Israel en aan Israel die volk. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy sal ly vir my. Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê, broer, Saulus, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad hierheen. Hy het vir my gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Amen. Jy sien, jy's op 'n pad. Saulus was op 'n pad Damaskus toe om te gaan doen dit wat hy gedink reg was. Maar jy staan ook op 'n pad vandag en jy doen wat jy weet verkeerd is dalk. Net soos wat ek op daai pad was. Maar jy sien, die Here sê, toe daai ontmoeting gebeur, sê die Bybel, dit het hom blind geslaan. Hy het 'n ontmoeting met die lewendige God gehad, soos wat jy vandag gaan hê. Die Here is op hierdie veld vanmiddag. Die Bybel sê, daar waar 2 of meer by mekaar kom in sy naam, is hy teenwoordig. Hy is hier vir jou. Hy is hier om jou vry te maak. Hy is hier om jou aan te raak. Hy is hier om jou lewe te verander vir altyd, net soos Paulus. Toe Saulus daai ontmoeting het en hy raak Paulus, hy was op hierdie pad en ewe skielik kom ons soos 'n lig in sy lewe in. En dit tref hom. En hy hoor die Here se stem. Daar's baie van julle wat hier sit wat nog nooit sy stem gehoor het nie. Jy het nog nooit gehoor hom met jou praat nie. En God praat met hom en hy sê vir hom, wie is hy? Want hy het nie sy stem geken nie. Maar in een oomblik, toe verander alles in sy lewe. Jy sien, hy's daar in die huis en die Bybel sê hy's blind. En daai man kom om vir hom te bid. En die Bybel sê toe hy vir hom bid, toe val die skille van sy oë af. En dis wat hier gaan gebeur hierdie volgende 3 dae. Die skille gaan van jou oë afval. Want Lukas 4:18 sê, die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf om die evangelie aan julle te verkondig, die goeie nuus, om die sig aan die blindes terug te gee, om te herstel, dit wat jy nie kan sien nie. En jy sien wat die duiwel doen in hierdie area, is hy mense blind gemaak vir wie hy is, vir wie God in jou lewe is, vir wat hy met jou lewe wil doen. Dit vat partykeer net 'n woord. Dit vat partykeer net weer 'n skrif. Jy het al daai skrif baie gehoor. Jy het die storie al baie gehoor, maar dit vat net 1 keer. Dit vat net 1 keer. Laat die krag van die Here op jou lewe kom. Laat die krag van die Here jou aanraak. Dan val hy skille van jou oë af en jou oë gaan oop. Jy sien in 'n oomblik, toe Paulus daai ontmoeting het, toe sy skille van sy oë afval, toe weet hy presies wat nou moet gebeur. Die Bybel sê hy was nie te mekaar nie. Die Bybel sê hy het geweet wat hy moet doen. Hy het kos geëet, hy het die Heilige Gees ontvang en die Bybel sê hy het gaan preek. En dan sê die Bybel hy het elke dag kragtiger en kragtiger gepreek. Kragtiger die woord van God bedien. Jy sien, dis wat besig is om te gebeur. Die woord van God is lewendig. Die woord van God is kragtig. Die woord van God, die evangelie wat gepreek word, doen iets in jou lewe. Dit skud iets in jou binneste. Jy sien, jy sit hier, jy het al Jesus aangeneem 1 keer in jou lewe, lang terug, maar jy het al vergeet wat dit is. Jy het al vergeet hoe om hom te dien, want dit gaan so sleg. Goed gebeur in jou lewe en jy weet nie hoe om uit dit uit te kom nie. Wie hierso sit in 'n ding, jy weet net nie hoe om uit dit uit te kom nie. Ek praat met jou vanmiddag. Die Here is hierso om 'n ontmoeting met jou te hê. Hy is lief vir jou. Jy sien die Bybel sê in Romeine 1:16, dan sê hy, ek is nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding, vir elke een wat glo. Weet jy dat jy redding nodig het as jy nie 'n kind van die Here is nie?
weet jy dat jy nodig het om jou lewe vir hom te gee. Maar dan het jy nodig om nie skaam vir hom te wees nie. Hoeveel van julle staan by kuiers, braaie, wat ook al julle doen, waar julle eet, en jy skaam. Jy skaam om te praat. Ek praat nie van 'n dooie boodskap nie. Ek praat van as mense almal oor die negatiewe goed in ons land praat. Die land wat in die moeilikheid is, hierdie ding, daai ding, dis altyd die maklikste ding om die negatiewe goed te sê. Maar ek wil vir jou sê vandag, jy het 'n keuse om te maak. Jesus Christus kom vandag voor jou. En hy sê vir jou, jy het 'n keuse om te maak. Jy het 'n keuse om te besluit hoe jy wil lewe. Jy het in hierdie veld al vanmiddag wil wegstap. Dis amazing om al hierdie goed te kry. Om 'n gift te kry, om 'n voucher te kry. Maar as jy nie die enigste een kry, die belangrikste een wat jou kan vrymaak, wat jou kan aanraak en jy's nooit weer dieselfde nie. As jy nie hom kan kry nie, wat maak dit saak? As jy wegstap en jy's nie weg met Jesus in jou hart nie, wat maak dit saak? Wat maak dit saak as jy wegstap? Of wat gebeur as jy wegstap vanmiddag? En iets gebeur. En jy het hierdie besluit wat vandag voor jou kom, heeltemal laat gaan, nog 'n keer. Hier's baie van julle wat hier sit, jy het al baie hierdie besluit gehad, wat voor jou kom, jy het al baie keer met hierdie besluit in die oë gestaar, en jy het elke keer weggestap. Daar's van julle wat hier so sit, wat al by een van die wildfires was, en jy het weggestap. Maar ek wil vir jou sê, dis nou die tyd vir Beaufort Wes, om wakker te word in die gees. Dis tyd vir Beaufort Wes om op te staan, en sy posisie in te neem in die herlewing wat na hierdie land toe kom. Weet jy dat in 'n oomblik, as God julle gryp, en julle gryp God, jy gryp hom, weet jy geweet jy kan aan God vasgryp, het jy geweet jy kan van sy krag aftrek, het jy geweet jy kan, ek wil amper sê jy kan soos 'n magneet uit die gees van God uittrek, om kragtige goed te doen, wat jy nooit gedink het moontlik is vir jou om te doen nie. Het jy geweet die Bybel sê dat toe Jesus gekom het, toe hy gegaan het, toe sê hy, wanneer ek gaan die Heilige Gees op julle kom, sodat julle krag kon ontvang. Om sy getuies te wees in Beaufort Wes. Hoeveel van julle hierso het 'n brandende begeerte in jou hart, om iets vir die Here te doen, maar jy weet nie waar om te begin nie. Vanaand gaan die Here jou aanraak, en jy gaan weet presies waar om te begin. Jy sien, ons 'n hele paar ander goed wat ek voorberei, maar ek voel net die Here sê, dat ek moet vir julle duidelik sê vanaand, dit is nou die tyd vir hierdie dorp. Al die goed wat julle ervaar, al die goed wat julle deurgaan, die Here is hierso hierdie 3 dae, om hierdie goed van julle lewens af te breek. Verslawing vir altyd af van jou lewe af. Dat jy nooit weer aan dwelm sal vat of drank nie. Dat jy nooit weer sal gaan waar jy gegaan het nie. Een ontmoeting met die Here vanmiddag. Een ontmoeting met sy krag. En alles gaan vir jou verander. Die Bybel sê daar was 'n Romeinse man wat in die Here toe aangekom het. In Matteus sê hy kom na die Here toe aan en hy sê vir hom, Here, ek vertel dit nou net vinnig, maar ek gaan nie nou lees nie. Hy kom na die Here toe aan en hy sê vir hom, Here, ek het 'n slaaf in my huis wat siek is. En die Here sê, ek sal kom, ek sal hom genees. Maar hy sê vir die Here, nee, moenie kom nie. Want ek is 'n Romeinse kaptein. Hy's 'n soldaat. Hy sê, en ek het mense onder my. As ek vir die een sê, gaan, dan gaan. As ek vir die een sê, kom, dan kom. En ek weet hoe werk autoriteit. Hy sê, spreek net die woord. En sy sal genees word. Ek wil vir jou sê vandag, geloof gaan in jou hart ontstaan. As jy geloof in God het, as jy geloof in die krag van Jesus Christus in jou hart kan kry vandag, sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Jesus sê vir hom, nêrens, en hy sê dit vir die mense om hom, hy sê nêrens in Israel het ek al sulke geloof gesien nie. En weet julle, die mense wat om die Here gestaan het, was die mense met wie hy gepraat het. Hy sê eintlik vir hulle, nêrens in julle het ek al die geloof gesien wat ek in hierdie ou gesien het nie. En hy sal ongeredde gewees. Hy's nie 'n Jood gewees nie. Ek wil vir jou sê, die Here is vir jou. Die woord van God is vir jou. Die krag van die Here is vir jou bedoel. Dis hoekom ons hierso is hierdie week.
Ons is hier om vir julle te wys dat die krag van Jesus Christus is lewendig vir jou. Die woord van God is vir jou geskryf. Ek wil jou kom herinner aan die beloftes wat die Here oor jou lewe het. Ek wil jou kom herinner, jy staan nie so en jy het vergeet. Jou hoop is weg. Jy sien nie meer die hoop nie. Maar ons is hierso tot Saterdag toe om vir jou te sê, daar's hoop vir jou. Daar's hoop vir jou kinders. Daar's hoop, daar's 'n plan vir jou. Daar's 'n plan vir jou kinders. Jy hoef nie aan te hou soos wat jy aanhou nie. Jy hoef glad nie meer te lewe soos wat jy lewe nie. As jy vandag 'n besluit sal maak om Jesus Christus jou verlosser te maak, om jou hart oop te maak vir sy krag, sodat hy in jou lewe kan inkom en alles kan verander van die binnekant af buite toe. Soos wat hy dit vir my gedoen het en almal wat op my span is en almal wat saam met ons is, waar ook al ons gaan. Elke een van ons was op 'n pad. En elke een van ons het 'n ontmoeting met die Here gehad. En elkeen van ons het 'n besluit gehad. Wat gaan ek met daai ontmoeting doen? Jy sit hier so vanmiddag en jy dalk nog net nie die ontmoeting gehad nie, maar jy gaan hom vandag hê. As jy hom nie vandag het, jy gaan hom môre hê. As jy hom nog nie môre gehad het, jy sal hom teen Saterdag hê. Want dis hoe God werk. Hy kom en jy luister en jy hoor, maar jy neem nog nie in nie. Dan kom jy weer en luister jy weer. En dan ewe skielik gaan daar iets in jou gees in. Ewe skielik kan val daai skille van jou oë af. Ewe skielik verstaan jy iets wat jy nooit verstaan het nie. Dis die krag van die woord van God. Dis hoe sy woord aan mekaar gesit is dat wanneer daar gepreek word, wanneer daar gepraat word oor die krag van God, wanneer sy Bybel gelees word, wanneer daar gepraat word deur sy gees se krag, dan gebeur daar iets in jou binneste. Dis hoe God werk. Dis hoekom sy krag hier is vir jou. Dis hoekom hy jou gaan red vandag. En ek gaan vir julle binnekort nou 'n geleentheid gee om julle harte oop te maak vir hom. Maar ek wil vir jou sê, ek weet ons nog great goed wat weggegee gaan word hierdie naweek. Maar ons iets groters wat moet gebeur in Beaufort Wes, is dat elkeen wat hier sit, moet besef dat hy 'n plan vir jou. Elkeen wat hier sit moet besef dat jy is die oplossing. Jy sien, toe ek onthou daai dag nog so goed, ek sit, soos julle, sit ek so in 'n crowd, en ek dink by myself, het God regtig 'n plan met my lewe? Op daai stadium in my lewe was ek heeltemal verlore. Ons het baie arm groot geword. Ons het niks gehad om na toe uit te sien nie. Niks. En ek sit en ek dink, is hierdie krag vir my ook? Is hierdie woord van God vir my ook? En ek sien dit in julle oë, want jy het dit al soveel keer gehoor, maar jy het dit nog nooit gehoor nie. Jy het dit al soveel keer gehoor, maar jy het dit nog nooit ontvang nie. Jy het dit al soveel keer gehoor, hulle praat met jou daaroor, maar jy het nog nooit die krag van God ervaar nie. Jy het nog nooit sy krag in jou hart ingekry en in jou gedagtes ingekry en 'n ontmoeting met hom gehad nie. En ek onthou ek sit so. En ewe skielik draai 'n man wat bedien, ek sit nog soos wat julle sit en ek dink by myself, hoorie, wat daai ou doen. Hoor nou amazing is die Here. Ek sit daar en ek dink, hoorie wat daai ou op die stage doen, dit moet nogal nice wees om dit te kan doen. Ek weet niks van bediening af nie. Ek is in die kerk, my ma het my daartoe gesleep. Ek het nog so 'n ketting om my nek gehad. My ma het my net daarin gekry, ek wou haar maar net stil kry en gelukkig kry. Hoeveel van julle gaan net kerk toe om jou ma stil en gelukkig te hou? Moenie jou hand opsteek as ek jou sien. Dan kry jy nou 'n warm klap. Hoeveel van julle het al dit gedink? Hoeveel van julle gaan net deur emotions? Hoeveel van julle is net besig om kerk toe te gaan want ons gaan maar kerk toe? Hoeveel van julle praat maar net oor die Here want ons moet maar oor hom praat? Jy sien, daar's 2 mense wat hier sit op hierdie veld vanmiddag. Daar's mense wat nog nooit gered is nie. En jy gaan vanaand gered word. Maar dan so ander mense
Mense wat hulle harte vir die Here gegee het, maar hulle het dood gegaan. Nie fisies nie, hulle harte, die vuur in hulle lewens het dood gegaan. En jy hardloop maar net deur die emosies. Jy sê maar net die mooi goedjies. Prys die Here, broer. Here is liefde. Hy is so goed. Hy is so getrou, maar jy ervaar niks van dit nie. Jy sien niks van dit nie, maar jy sê dit maar net, want almal sê dit. Dit het vir jou dood gegaan. Dan so mense wat in godsdiens vasgevang is, en hulle doen nou maar net die ding, hulle speel nou maar net die rol. Maar ek wil vir jou sê, daar is iets niets wat gaan gebeur hierdie volgende 3 dae. Daar is 'n nuwe ding wat gaan weg, losbreek in jou lewe. Waar net hy, om dit net te speel, om net deel te wees van hierdie prentjie, gaan verander. Want ek wil vir jou nou sê, dit wat ons doen, dit wat ek doen, as dit dood was, sou ek dit nie kon doen nie. As daar nooit krag was van die Here nie, sou ek dit nie kon doen nie. As die Here se hand van voorsiening nie op ons lewe was nie, sou ons dit nie kon doen nie. Maar ek wil vir jou sê dat die krag van die woord van Jesus Christus is so regtig, egtig waar. Dat hy gaan jou vanaand aanraak. Hy gaan jou vanaand vrymaak. Hy gaan in jou lewe inkom en jou lewe verander. Maar jy moet dit net wil hê. Jy moet net sê, Here, maar dis ek. Hy praat met my. Here, ek wonder of jy 'n plan vir my het, maar Here, ek wil net 'n kans vat. Ek wil vir jou sê, as jy een kans kan vat vanaand op die Here, is dit die kans. Want hy gaan jou vanaand aanraak. En as jy dit nie vanaand doen nie, moet jy dit môre doen. Maar voor Saterdag moet jy dit doen. Want ons is nie hier om vir jou 'n oulike storie te vertel nie. Ek sê hier om jou te laat goed voel oor wat ook al nie, en vir jou te sê alles is oukei nie. Ek sê hier om vir jou te sê dat God het jou geroep om 'n lewe te lewe wat eer aan hom bring. Om 'n lewe te lewe wat krag in het. Om 'n lewe te lewe waar hy voorsiening op jou lewe het. Dis nie 'n dooie godsdiens waarmee ons besig is nie. Ons dien 'n lewendige God. En hy is hierso vanmiddag. Ek wil vir jou sê, jy sit hier so, hier's mans wat hier so sit. Die Here wys dit vir my so duidelik, hier's mans wat nou op hierdie veld sit. Jy veg dit so binne in jou. Jy's besig om soos, jy het jou kar al klaar in reverse gesit, jy wil agteruit gaan. Maar die Here het jou. Want hy is hier vir jou. Jy sit in dwelms vasgevang in drank. En die Here gaan jou vandag vrymaak, maar dit gaan van jou afvat om te glo. Daai centurion daai ou van Kapernaum, hy het gesê vir die Here sê, nêrens het ek sulke geloof gesien nie. Iemand wat net sal glo dat ek dit vir hom kan doen nie. Iemand wat net bereid is om die woord van God te vat en te glo wat die woord van God sê. Jy sien, jy kan 5 jaar van nou af nog steeds by sulke plekke aankom en dit kan vir jou niks beteken nie. Of jy kan vanaand 'n besluit maak dat jy genoeg gehad het. Dat jy is deel van die antwoord. Jy is deel. Jy is die oplossing. Maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is nie. Vanaand is die Here hier vir jou. Hy stuur ons al die pad hier toe. Nie om net vir julle te sê, hey, hoor hier is ons klomp goedjies om te vat en te eet en ons of course is ons vir julle lief. Dis hoekom ons dit doen soos wat ons dit doen. Maar die Here wil homself aan julle blootstel. Hy wil kom vanaand en hy wil jou aanraak. Hy wil sê, as jy een kans sal vat op my, vat dit vanaand. Hy gaan jou vrymaak vanaand van dit wat jou al so lank vashou. En jy gaan nie die eerste een wees wat dit mee gebeur nie. Dis wat God doen. Dis wat die krag van die kruis van Jesus Christus doen. Is hy red jou, hy was jou, hy gee jou 'n nuwe lewe. Die Bybel sê hy maak jou 'n nuwe kreatuur, 'n nuwe mens. Hoeveel van julle het net nodig om 'n nuwe mens te word? Jy het net nodig om te voel dat Jesus lewe hier binne in jou.
Jy sien die Bybel sê dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Dieselfde krag. Hoor hoe mooi. As ons net 'n ander woord was wat dit nog mooier kan verduidelik, die krag. Dieselfde krag wat hom uit die dood uit opgerig het, is binne in jou. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, sodat verslawing, sodat dit wat met jou gebeur het, dit wat dood in jou lewe veroorsaak het, sodat elke liewe ding wat nodig is om te gebeur in jou lewe, kan plaasvind wanneer jy hom toelaat. Daai krag is in jou binneste. Verstaan julle wat dit beteken dat dit hier binne is? Hy moenie uit die hemel uitkom en iets in jou lewe kom doen nie. Hy het dit klaar gedoen. Die Bybel sê dat toe hy op die kruis gesterf het, toe sê Jesus, tetelestai, it is done. Dis volmaak. Dis gedoen. Hy hoef niks meer te doen nie. Al wat jy moet doen, is besluit dat jy vanaand 'n besluit maak. Is tot die plek kom om 'n besluit te maak om te sê, ek waag om te glo dat dit wat die woord van God sê, is waar. Ek waag om te glo dat ek die antwoord vir Beaufort Wes is. Ek waag om te glo hierdie jong manne wat hier sit, jong girls wat hier so is vanmiddag, dat die Here se krag op jou lewe kan kom en jy kan die volgende een wees wat stadions in hierdie land volmaak. Een van die mense op ons span wat gebid het vir julle. Besef julle ons bid al vir julle vir 'n paar maande. Nie soos Here, dankie vir daai mense. Here, dankie dat jy hulle help. Dis hoe ons bid nie. Ons vas en bid al vir maande vir julle, sodat die krag van God in jou lewe gaan opdaag nou, vandag, môre en Saterdag, sodat jy kan besef dat hy jou gaan gebruik. Besef jy dat dit wat vanmiddag hier aangaan, jou lewe vir altyd sal verander. Ons gaan alles hierso weggee hierdie naweek. Maar hoe onverantwoordelik sal dit van ons al wees as ons daai goed net gee en ons loop. En ons gee nie dit vir julle wat vir ewig hou nie. Ons gee nie die belangrikste een vir julle nie. Sy naam is Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, die Bybel sê ons almal het gesondig en kort geval. Ons almal kort God. Ons almal kort die krag van Jesus Christus. Ons almal het nodig om ons lewens vir hom te gee. En ek gaan vir jou nou binnekort 'n kans gee. Ek wil net dat my span reg staan hier voor. Ek gaan vir jou nou 'n kans gee om Jesus Christus jou saak vanaand met hom reg te maak. Ek wil vir jou sê, hierdie is net die begin. Vanaand is net die begin. Die volgende 2 dae in Beaufort Wes is belangrike dae. Vanaand is 'n belangrike aand in hierdie dorp. Vanaand is 'n belangrike aand vir die koninkryk van God in hierdie dorp. Want daar's 'n lyn getrek. God homself het die lyn getrek. Hy's hierso om te deel met die probleme van hierdie dorp. Op 'n dorpvlak. Maar dit gaan alles by die mense begin. Dit gaan alles by jou begin. Besef jy dat diefstal, geweld, al die goed wat die duiwelse agenda is, gaan tot einde kom. Gaan heeltemal verander na hierdie week. Want julle gaan die antwoord wees. Julle dra dit. Julle het dit in julle. Besef julle vanaand dat dit nie die pastore se werk is nie. Besef julle vanaand dat dit nie die apostels en die evangeliste se werk is om hierdie dorp te verander nie. Besef julle vanaand, dis julle werk. Dis julle roeping. Dis wat hy julle geroep het, is dat Beaufort Wes sal verander as gevolg van die mense in Beaufort Wes. Besef julle dat herlewing gebeur nie net van iemand wat van buite af kom en iets kom doen nie, maar herlewing gebeur as die mense in 'n dorp begin saam bid, begin saam staan, begin saam glo. Dis wanneer herlewing gebeur. Dis wanneer daar iets gebeur, wanneer die mense begin saam staan en sê, genoeg is genoeg.
hierdie dwelmprobleem in Beaufort Wes kom tot 'n einde. Ek gaan dit weer sê, die dwelmprobleem in hierdie dorp kom tot 'n einde in die naam van Jesus Christus. Die prostitusieprobleem in hierdie dorp kom tot 'n einde in die naam van Jesus Christus. Geweld op vrouens kom tot 'n einde in hierdie dorp in die naam van Jesus Christus. Human trafficking kom tot 'n einde in hierdie dorp vanaand in die naam van Jesus Christus. Jy sien die Bybel sê dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste. En ek praat nou met hulle. Ons is hier om julle te breek van die mense af. Ons beveel elke vuil gees wat nie moet wees nie, om af van hierdie plek af te gaan in die naam van Jesus Christus. Jy sien wat vanaand moet gebeur, is dat hierdie goed sal uitbreek en losbreek oor die mense, sodat ons kan doen wat môre moet gebeur, sodat ons kan doen wat Saterdag moet gebeur. My vraag is julle okay om aan te gaan soos wat julle aangaan? Is julle okay dat Beaufort Wes dieselfde bly? Of het julle geweet, glo julle saam met my? Kan ek gou 'n bietjie net met julle reël wees? Ek sal die hele tyd reël, maar kan ek gou 'n bietjie net saam met julle lekker praat? Weet julle dat ek is hier gebore nie? Ek is nie van Beaufort Wes af nie. Maar ek glo, die Here het vir my gewys, ek glo dat hierdie dorp 'n dorp gaan word wat mense nie net deurry nie. En nie eens weer as mense so mooi soos julle wat hier bly nie. Mense ry hier verby, hulle stop aan die een kant, hulle stop aan die ander kant, maar hulle weet nie wat hier binne aangaan nie. Maar ek wil vir julle sê vanaand, God stop hier. Hy kom stop hier so hierdie week. Hy wil vir jou sê hy's lief vir jou. Hy wil vir jou sê hy glo in jou. Hy wil vir jou sê hy het 'n plan met jou lewe. Het mag dalk vir jou voel asof dit hierdie kant toe en daai kant toe gaan, want dit gaan. Maar ons is besig om dit goed te deel nou. Ek is besig om die pad vir die volgende 2 dae oop te breek. Want as julle glo, hy kan dit met julle doen. As julle vanaand saam met my sal begin glo, dat Beaufort Wes sal 'n plek wees waar mense stop om te kyk wat se wonderwerke God verrig. Ek dink julle verstaan wat ek vir julle sê nou nie. Want as julle dit gesien het, sou jy nie so kon sit nie. Ek wil vir jou sê, glo julle dat Beaufort Wes 'n plek kan word? Hallo. Ek is baie lief vir kinders, ek het self 3. Glo julle dat Beaufort Wes 'n dorp gaan word wat mense gaan travel om hier na toe te kom, om hier te stop, om te kom kyk wat God besig is om te doen? Besef julle hoe lyk dit wanneer God sy gees uitstort tussen mense in 'n dorp? Besef julle, hulle het gesê, kan enigiets goeds van Nasaret afkom? En hulle het gepraat van Jesus Christus. Hulle het gepraat van Jesus Christus. Toe hulle sê, van waar af kom hy man? Nasaret. Toe sê hulle, kan enigiets goed van daar af kom. Maar weet julle wie van daar af gekom? Die een wat my lewe verander het. Die een wat jou lewe gaan verander. Die een wat die wêreld kom red het. Die een wat sy bloed kom uitstort het vir my en jou sondes om vergewe te word. Dis die een waarvan hulle praat, wat hulle sê, kan daar enigiets goeds van daar af kom waar hy gebore is? My vraag is, kan daar enigiets goeds uit Beaufort Wes uitkom? Ek vra, kan daar enigiets goed uit Beaufort Wes uitkom? Ek vra, kan daar enigiets goed uit hierdie dorp uitkom? Jy sien, as jy dit nie glo nie, hoe gaan dit gebeur? As jy sukkel om te glo dat God dit kan doen, hoe gaan dit gebeur? Jy sien daai centurion man, God sê vir hom, Jesus sê vir hom, as gevolg van jou geloof, het dit klaar gebeur. Gaan na jou huis toe
Die wonderwerk het gebeur. Ek wil vir jou sê, as gevolg van wat jy glo, as gevolg van dat jy glo, dat hy dit kan doen, sal hy dit doen. Het julle geweet, dat die Bybel sê, sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Met geloof maak jy hom bly. Dit maak God se hart bly. As hy sit vanaand en hy kyk, en hy sê, maar ons harte in Beaufort Wes wat begin glo. Wat glo is nie verby nie. Wat nie net sit en wag nie, vir iets om te gebeur nie. Maar wat actually uitgaan en iets gaan doen, iets gaan maak gebeur. Ek wil vir jou sê, daar's 'n geestelike wolk oor hierdie dorp, wat die Here weg gaan smeer hierdie naweek. Daar's 'n houvas, wat op hierdie dorp, wat die duiwel op mense se lewens het, wat vanaand gaan breek. Ek sê ek jou, dit gaan breek vanaand. Of jy dit glo of nie, dit breek vanaand in die naam van Jesus Christus. Point bier. Nou trap ek hier so op hier. Nou begin ons hier nie goed ingaan. Die probleem van hierdie goedkoop drank wat julle drink, die point bier, wat sleg is vir julle. Dit is sleg vir jou liggaam. Dit is sleg vir jou kop. Maar die duiwel het jou laat jy glo, jy moet daai goed drink om net bietjie van te hê. Die duiwel het jou om te glo, as jy nie wyn drink of drank drink, dan kan jy nie 'n goeie tyd hê nie. Ek wil vir jou sê, vandat ek opgehou daai goed doen het ek die beste tyd van my lewe. Ek sê, jy het nie nodig om daai goed te gebruik nie. Jy het nie nodig om dwelms te gebruik nie. Wat jy nodig het, is die naam van Jesus Christus in jou lewe. Wat jy nodig het, is die bloed van Jesus Christus op jou lewe. Wat jy nodig het, is die krag van die Heilige Gees in jou lewe. In Jesus naam.